Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Maandag 17 Augustus. Die verreëse Christus, ons enigste hoop. In 1 Korintiërs 15 vers 9 tot 19 verduidelik Paulus watter ernstige en aaklige gevolge die ontkenning van die opstanding inhou. Daarsonder het die gelowige geen hoop in die hede wat nog te sê van die toekomshoop nie. Lees 1 Korintiërs 15 vers 9 tot 19. Wat is ons kwyt as Christus nie uit die dode opgewek is nie? 1 Korintiërs 15 vers 9 tot 19 lees as volg. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal. Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Of dit nou ek of hulle is, so preek ons, en so het julle geglo. As dit dan gepreek word, dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof, en dan word ons valse getuies van God bevind. Omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Die vraag lees weer, wat is ons kwyt as Christus nie uit die dood gewek is nie? Meerderheid van die antieke paganiste het nie in 'n liggaamlike of stoffelike opstanding geglo nie, veral in die Griekse wêreld, met sy geloof in liggaam-siel dualisme, dit wil sê waar afgestorwenes se siele wegsweef na 'n plek waarheen hulle kwansy sou gaan. Paulus begin die gedeelte in 1 Korintiërs 15 vers 12 tot 19 met 'n retoriese vraag en toon sy absolute verbuistering. Hoe is dit dan nog moontlik dat party van julle kan twyfel en sê dat God nie mense wat dood is lewendig sal maak nie? Vir Paulus is hierdie intwyfeling trekking van die liggaamlike opstanding ondenkbaar, veral met so baie ooggetuies dat so iets wel reeds gebeur het in 1 Korintiërs 15 vers 5 tot 8. Veel erger, sonder die liggaamlike opstanding berus hulle geloof op 'n leuen. So verloor die Korintiërs en alle gelowiges die grondslag van hulle hoop, met die gevolg dat hulle geen uitweg uit die sondeprobleem het nie. Om die waarheid te sê, hier is die probleme wat ons sonder die opstanding in die gesig staar, volgens Paulus. Ten eerste, is Christus dan nie uit die dood opgewek nie. Ten tweede, is ons prediking dus sonder inhoud. Ons geloof is dan ten derde ook sonder inhoud. Ten vierde is ons derhalwe vals getuies, met ons geloof wat ten vyfde waardeloos is. Ten sesde verkeer ons steeds in sonde. Ten sewende is diegene wat gesterf het dus duidelik vir ewig dood. Sonder die liggaamlike opstanding is beide ons geloof en prediking sonder inhoud. Die koine Grieks wat as sonder inhoud of geen substansie vertaal is kenos, verbygas kenon in die vers. Hoewel dit 'n goeie vertaling is, het ons hier te veel betekenismoontlikhede. Hoogleraars in Bybeluitleg is dit nie eens oor watter tipe leegheid, oftewel gebrek, hierdie koine Griekse term beskryf nie. Is dit 'n gebrek aan die waarheid, met ander woorde onwaarheid? Of is dit ten tweede 'n gebrek aan resultate, met ander woorde dit het geen uitwerking nie, of is vrugteloos? Of is dit ten derde 'n gebrek aan doel, dit wil sê doelloos of vergeefs?
Wat die spesifieke betekenis ook al is, kom geloof sonder die opstanding op nutteloosheid of die Nuwe Afrikaanse Bybelse waardeloosheid neer. Die oorspronklike koin Grieks is Mattaios, verbuig as Mattia in die teksvers. Mattaios en kenos is basies sinonieme. Die sin waarin Mattaios hier gebruik word, sê vir ons dat as Jesus nie lewe nie, ons geloof nutteloos is en op selfbedrog, oftewel delusion, neerkom omdat ons sondes dan nie vergewe is nie, volgens 1 Korintiërs 15 vers 17. Dan lê ons vals getuienis aan die wêreld af. Kortom, ons word mislei en mislei ook ander, volgens vers 15. Watter sin het 1 Korintiërs 15 as die afgestorwenes se siele direk na die dood hemel of hel toe sweef? Waarom is dit derhalwe so belangrik dat ons die leer oor die dooies reg verstaan, naamlik dat dit in werklikheid soos 'n slaap is, waaruit ons eendag liggaamlik gewek gaan word?